Liewe luisteraars, ek groet u vanmôre weer eens in daardie wonderlike en kosbare en soete naam, lieflike naam van ons Here Jesus. Nou ja, ons weet almal wat die afgelope paar dae gebeur het. Ons is almal baie deeglik bewus van die voorspellings wat daar was, dat daar 'n wegraping sou plaasvind en dat dit nie plaasgevind het nie. En in 'n gesprek tussen my en nog ander mense was daar gepraat oor wat gaan mense nou ervaar? Hoe gaan mense dit nou hanteer? En het die Here dit dan so in my hart gewerk dat ek juis hieroor moet praat vanmôre met u. En agterna kom iemand wat vir my help met my bediening, met my sosiale bediening om goed op YouTube te plaas, en hy sê ook iets in dieselfde lyn en ek besef, dis van die Here af. Hy bevestig maar net dat dit is waaroor ek moet praat vanmôre. So ek praat vanmôre met u oor die wegraping wat nou nie plaasgevind het nie, en hoe moet ek en jy nou alles hanteer? Hoe moet ons aangaan met ons lewe? Luister mooi, hoe praat die Here uit sy kosbare woord? Ek lees vir u in Judas 1 vers 17 tot 23 en luister wat staan daar, tot 25 verskoon tog, en luister wat staan daar geskryf. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense, wat die Gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Aan hom, nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid, majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Kosbare woord wat ons gelees het. Ons gaan daaroor praat. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Vader, ons buig vanmôre weer eens voor u, die allerhoogste en allerheiligste God. Die almagtige, die skepper God, voor wie elke knie eendag sal buig en sal bely dat u God is, en sal erken dat u God is. Here Jesus, dankie dat u ons koning en ons verlosser, ons saligmaker, ons broer en ons vriend is. Dankie dat daar 'n dag gaan kom, wanneer u kinders gaan kom haal. Al weet ons nie wanneer dit sal wees nie. Hou ons sterk in die geloof, help ons, o Heilige Gees, versterk ons geloof, leer ons, hou ons vas. U sê, die woord het gesê, wanneer u kom, sal u ons in die volle waarheid lei. Ons bid, o Heilige Gees, lei ons in die waarheid, in die volle waarheid. Kom praat met ons deur hierdie woord en word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, al weet u waaroor ons vanmôre praat, wil ek net weer u aandag vestig op 'n paar verse wat ons gelees het in Judas 1. Ek wil vir u lees vers 17 en 18 waar daar geskryf staan, maar julle geliefdes, hy praat met kinders van die Here, Judas, hy sê, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Dis natuurlik na Petrus wat hy verwys, apostel Petrus wat ook daaroor gepraat het. Hy sê,
dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel. Interessant wat hy sê, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. En dan wil sê hy in vers 24 en 25, aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe, heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Nou vriende, ons praat vanmôre, soos ek reeds aangekondig het, oor die tema, daar was geen wegraping nie. Hoe nou? Wat doen ons nou? Hoe hanteer ons dit alles nou? Nou vriende, vandag is die 28ste September 2025 en teen hierdie tyd weet almal in die hele wêreld reeds dat die voorspellings van die wegraping vals was en dat die sulkes reeds, meeste van hulle, apologie aan almal aangeteken wat hulle op enige manier moontlik benadeel het. Ja, dit was 'n groot fout gewees om 'n datum te voorspel, omdat die skrif duidelik sê dat niemand die dag en die uur sal weet wanneer Jesus weer sal terugkeer aarde toe nie. In Matteus 25 vers 13 lees ons, Jesus sê, en dis sy eie woord, hy sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens kom nie. So Jesus het vir ons uitdruklik gesê, ons moet waak, want ons weet nie, wanneer die Seun van die mens kom nie. Maar vriende, dit is nie sonde, of verkeerd, om 'n wederkoms verwagting te hê nie. Ja, wanneer iemand verkeerd profeteer, dan word hy as 'n valse profeet uitgekry. Maar dit is nie verkeerd om 'n wederkomsverwagting te hê nie. Ek en baie ander het 'n wederkomsverwagting. Ons lees dan in die woord dat selfs Abraham 'n verwagting van die nuwe stad Jerusalem gehad het. Hy het gedink dat hy sal sien in sy tyd hoe die nuwe stad Jerusalem uit die hemel op die aarde sal neerdaal, hoe dat God se kinders daarin sal woon. Ek lees dit vir u, in Hebreërs 11 vers 9 staan daar geskryf, deur die geloof het hy, verwysende na Abraham, as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van geliefde belofte, of dieselfde belofte. Nou sê vers 10, want hy het die stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Interessant, Abraham het verwag, dat daar die nuwe stad Jerusalem reeds in sy tyd uit die hemel sou neerdaal op die aarde, en dat God se kinders daarin sal kan gaan woon. Paulus skryf verskeie kere hoe hy en ander volgelinge van Jesus 'n wederkomsverwagting gehad het. Ons lees dit op baie plekke, ek lees vir die enkele skrifte, in 1 Korintiërs 1 vers 7 staan daar, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Hy sê, julle moet met volheid leef, terwyl julle wag op die openbaring van Jesus Christus. Filippense 3 vers 20 sê, want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. So duidelik sê die woord, hulle het ook met verwagting uitgesien, dat Jesus moes kom. Titus 2 vers 13, terwyl ons die salige hoop en verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Terwyl ons die salige hoop
en verskyning van die heerlikheid verwag, en hy verwys na ons verlosser Jesus Christus. 2 Petrus 3 vers 12, daar skryf Petrus, hy sê, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal verbrand en versmelt. Baie duidelik was dit van alle eeue af so, dat ware heiliges God se kinders uitgesien het na daardie dag, wanneer Jesus sy kinders sal kom haal. Wel, ek glo die voorspelling van 'n dag en 'n datum het baie mense geestelik wakker geskit. Ons moet aanvaar dat die Here iets kosbaar hierdeur bereik het. Daar het verseker bekerings plaasgevind van mense wat onder sondeoortuiging gekom het en voor die Here Jesus gebuig het en hulle sonde bely het, erken het dat hulle sondaars is en hom, Jesus Christus, as hulle verlosser en saligmaker aangeneem het, want hulle het geweet dat hulle nie gereed is om Jesus te ontmoet, sou hy kom om sy bruid te kom haal nie. Kinders van die Here wat in sonde geleef het hopelik hulle saak met Jesus reggemaak, omdat hulle bang was as die wegraping sal plaasvind, dat hulle nie gereed is nie. En vriende, dit is baie belangrik, dat ook kinders van die Here moet besef, ons is nie gereed vir daardie dag, wanneer Jesus kom nie. Ons leef nie regtig heilig, soos wat die woord sê ons moet wees nie, want ons moet vlekkeloos en onberispelik wees by die koms van Jesus, en baie kinders van die Here glo ek en hoop ek, het hulle saak met die Here reggemaak. God het met Suid-Afrika en sy mense gepraat. Dit was 'n wekroep, soos ek gesê het in die vorige boodskap, selfs vir die lou en afvallige kerk. Ek het by myself so gedink, vandag sit die kerke dalk vol, want mense wil hoor wat sê hulle leraars oor hierdie gebeurtenis wat in die afgelope week afgespeel het, die wegraping wat sou plaasvind en nie gekom het nie. Want dis 'n wekroep vir die kinders van die Here, dis 'n wekroep vir almal, vir elke mens wat gehoor het van dit. Die Here het ook met die kerkleiers gepraat. En ek weet die Here het ook met die kerkleiers gepraat, wat dink dat hulle so verskriklik geestelik is, terwyl hulle eintlik vleeslik is. Ons het die hardheid, die liefdeloosheid, het ons ervaar. En weet jy wat, vriende, hulle besef het miskien nie regtig so nie. As baie wat van my gesê het, ons kan nie meer na hierdie predikers luister nie. Ons wil nie meer na hulle luister nie, en ons gaan nie meer na hulle luister nie. Ons onttrek ons van hierdie leraars wat hulle ware karakter geopenbaar het. Almal, ook ek en jy, moet elke dag ons eie hart vir die Here ondersoek. Elke dag moet ons voor die Here buig en sê, Here, wys my, wat is daar in my lewe wat verkeerd is, om te weet waar ons met die Here staan. Maar moenie vergeet nie, vriende, daar sal altyd spotters wees hoe nader ons aan Jesus se koms beweeg. Die woord sê dit, ons ervaar dit, ons het dit nou baie duidelik ervaar, en die woord spel dit uit. Judas het vir ons in Judas 1 vers 17 en 18 gesê, maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. En hy verwys na apostel Petrus, dat hulle vir julle gesê het, en hy stel dit 'n bietjie anders. Hy sê, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Daar sal spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Judas haal die woorde van Petrus ook aan, waar dit geskryf staan in 2 Petrus 3, vers 13, of vers 3 en 4, en dis nou Petrus se woorde, hy het gesê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Nou Judas praat van hulle goddelose begeerlikhede.
Hy sê net volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms, want van die dag, vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos het was, van die begin af, van die skepping af. Nou vriende, baie duidelik het ons gesien, die woord het in vervulling gekom, die woord het waar geword, want die spotters het na vore getree. Is dit nie wat baie geestelike leiers en baie ander Suid-Afrikaners gedoen het, om sonder respek die spot te dryf met die voorspellings van die wegraping nie? Hulle het gespot, hulle het dit belaglik gemaak, vriende. Waarom is baie mense, en dit het in my gedagtes opgekom, waarom is baie mense so bang om met die wegrapingsboodskap gekonfronteer te word? Want ons was almal, al het ons dit nie geglo nie, ons was almal gekonfronteer met hierdie wegrapingsboodskap. Is dit nie dalk omdat hulle nog krampagtig aan hierdie sondige wêreld vaslou, of bang is dat hulle dalk sal agterbly, omdat hulle weet dat hulle lewe nie regtig in orde voor die Vader is nie? En dit is 'n baie belangrike ding. Hulle hou vas in die krampagtige wêreld, of hulle saak is nie regtig met God reg nie. Ek lees weer vir u die woorde van Judas, wat hierdie brief geskryf het. Hy was 'n broer van die Here Jesus. Hy skryf in Judas 1 vers 18, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. En ek wil vir u sê, baie van hierdie spotters, wat ons in die dae gehoor het, wandel in goddeloosheid. En in hulle eie goddeloosheid, en hulle wil hulle nie bekeer nie, daarom was hulle so opstandig oor hierdie prediking. Behalwe dat daar baie kinders van die Here gevoel het, dit is verkeerd om 'n datum te voorspel. Maar vriende, die Here het 'n doel gehad daarmee. Ek het agterna op Facebook mense se kommentaar op 'n paar plekke gaan lees, en ek was uiters geskok om te lees hoe mense spot en lasterlike opmerkings maak oor die wegraping en die eindtyd boodskappe. Vriende, mense spot op lelike, godslasterlike maniere oor hierdie kosbare boodskap dat Jesus sy bruid gaan kom haal en dat ons almal moet gereed wees. Ek haal net een persoon aan. Iemand skryf op 'n ander se Facebookblad, toe ek wakker word, is Zuma, Ramaphosa en Satan Malema nog hier. Nou hoor mooi wat sê hierdie persoon. Toe ek wakker word, is hulle al drie nog hier. Spottenderwys sê sy, dis 'n vrou wat dit geskryf het, sy sê dus dat hierdie drie persone toe nie weggeraap is nie. Dis verskriklik om dit te sê. Hulle is nie weggeraap nie. Sy sê eintlik by implikasie. Dit maak nie saak as ek agterbly nie, hulle moet net weg wees. Dit was vir my absoluut godslasterlik. Ek hoop hy vrou luister na hierdie boodskap, dat sy haarself sal bekeer voor die Here. Baie ander is nou besig om openlik die spot sonder beskaming met die wederkomsboodskap van Christus te dryf. Vriende, dit wat die afgelope paar dae in ons midde afgespeel het, toe die bom gebars het met die voorspellings van die wegraping, sê maar net vir ons hoe roekeloos en hoe onverskillig ons eie mense leef. Daarom dryf hulle die spot met God en sy woord, bedoelende dat hulle geen vrees vir God of vir sy woord het nie, want die wegrapingsboodskap is 'n waarskuwingsboodskap aan alle mense dat hulle lewens met die Here moet regmaak. Daarom sê ek altyd, die eindtyd boodskap is 'n waarskuwing vir almal. Die koms van Jesus is op hande en julle moet gereed wees. Dit wat nou gebeur het,
is presies vir my 'n vervulling van die eindtyd profesie van Judas 1 vers 18, waar daar geskryf staan, in die laaste tye sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Ook Petrus se verwysing daarna, wat heel eerste daarna verwys het, 2 Petrus 3 vers 3 en 4, daar sal spotters wees, wat spot oor die eindtyd gebeure, en oor die boodskap dat Jesus op pad is, om sy kinders te kom haal. Ons kan dus duidelik sien, my liewe vriende, ons leef in die laaste dae, vlak voor Jesus se koms. Ons kan sê, vlak voor die wegraping, want ek glo met my ganse hart en wese in die boodskap van die wegraping. In Judas 1 vers 18 en 19 staan daar, ek lees dit nou weer vir u, maar nou lees ek vir u verder, daar staan, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel, en dan sê vers 19, dit is hulle, wat skeuring maak, sinnelike mense, wat die Gees nie het nie. Sinnelike mense, roekelose mense, sondige mense, wat die Heilige Gees van God nie het nie, hulle bring skeuring. Nou vriende, ek lees vir u uit 'n ander vertaling, wat dit baie eenvoudiger stel, maar kosbaar stel, en niks anders sê nie, maar eenvoudig dit vir ons, meer eenvoudig vir ons stel. Dis presies wat daar geskryf staan in vers 18. Hulle het vir julle gesê, dat daar in die eindtyd spotters sal wees, wat hulle lewe inrig, volgens hulle eie goddelose menslike drange. Spotters wat hulle lewe inrig, volgens hulle eie goddelose menslike drange. Nou sê vers 19, dit is juist daardie mense, wat verdeeldheid veroorsaak. Hulle leef volgens hulle natuurlike drange, en het nie die Gees van God in hulle nie. Hulle het nie die Heilige Gees in hulle nie. Vriende, ek wil u vanmôre bemoedig met die belofte van die woord, en dit is dat Jesus weerkom. Alles daar gespot na alle kante toe, Jesus kom weer. Al die voorspellings dat die wegraping op die 23ste of op die 24ste September 2025 sou plaasvind, en toe nie gebeur het nie, beteken nie, my liewe vriende, dat die wegraping nooit sal plaasvind, of dat Jesus nie weer sal terugkeer aarde toe nie. Beteken nie, as hulle dit voorspel het, en dit het nie gebeur, dat daar nou geen wegraping sal wees nie. Nou vriende, net toe ek dit klaar getik het, dit wat ek nou met u gedeel het, want ek was besig om voor te berei, toe lees ek 'n boodskap wat op WhatsApp deurgekom het, wat iemand met wie ek baie kommunikeer, 'n vrou, stuur sy vir my 'n boodskap, dat Jesus weer gaan kom, want mense spot daaroor. En ek wil dit nou vir u lees, luister mooi, hoe werk die Here? Hierdie artikel, wat sy vir my gestuur het, lui so. Dis 'n Engelse aanhaling. Far left pastor are now preaching that Christ will never return because the rapture is all a hoax. Hierdie ou sê, die Here sal nie, die wegraping sal nooit plaasvind nie, want die wegrapingsboodskap is 'n klug. He tells his followers to make plans and enjoy life. Jesus will never return. 'n Verskriklike boodskap, en juis daarom wil ek vir u sê, die duiwel probeer alles om mense te verlei en te mislei en leuns te verkondig. Goddelose mense bring skeuring, want hulle het nie die Heilige Gees in hulle harte nie. Aan elkeen wat soos ek glo in die onfeilbare woord van God, die Almagtige, wil ek net 'n paar beloftes voorhou uit die woord van die Here, dat Jesus gaan kom.
Eerstens het Jesus dit self voor sy hemelvaart beloof. Matteus 24 vers 36 en 37. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, het Jesus gesê. Ook die engele van die hemele nie. Onthou net, Jesus was aardsgebonde, hy het volkome mens geword terwyl hy God is en God bly. Nou dat hy by sy Vader is, weet hy alles. Hy weet wanneer gaan die wederkoms plaasvind. Hy staan, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Wat sê Jesus? Hy kom weer. Nou sê vers 37, net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Sal goddeloos wees op aarde. Mense sal in hulle sonde vasgevang wees. Hulle sal die spot dryf met God en sy gebod. Net so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Jesus sê, kom weer. Johannes 14 vers 1 tot 3, daar het Jesus gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En verwys na die nuwe stad Jerusalem. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, hoor nou wat sê Jesus, kom ek weer. Ek kom weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus het dit self gesê, ek gaan om vir julle plek te berei, kom weer om julle te kom haal. Johannes 14 vers 18. Jesus se woorde, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Hoor jy wat sê Jesus? Ek kom weer. Dis die belofte dat Jesus weer kom. Johannes 14 vers 28. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. So 3 maal het Jesus hier in Johannes 14 gesê, ek kom weer. Ek kom julle haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. Met Jesus se hemelvaart lees ons in Handelinge 1 vers 10 en 11 staan daar geskryf, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, was engele wat daar gestaan het wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Engele getuig dit, hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hy sal net so kom, hy sal weer kom. So het Paulus ook getuig van Jesus se wederkoms op verskeie plekke. Kan nie alles lees nie. In 1 Tessalonisense 2 vers 19 staan daar, want wie anders as julle is ons hoop. Hy praat met die gemeente van Thessalonika. Hy sê, wie anders as julle is ons hoop of ons blydskap of ons kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Julle is ons hoop dat julle sal saamgaan of dat julle ook sal deel wees van Jesus se bruid. 1 Tessalonisense 5 vers 23. Paulus skryf het, hy sê, en mag hy die God van vrede, en hier is 'n baie belangrike boodskap, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Vriende, daar is soveel beloftes. Die laaste wat ek wil lees is Johannes wat die brief geskryf het van Openbaring onder inspirasie van Jesus en die engele wat ook met hom gepraat het. Openbaring 22 vers 20 staan daar, hy wat dit getuig sê, ja, ek kom, is Jesus wat dit sê, ek kom gou, amen. Nou is nou Johannes wat antwoord, hy sê, amen, ja, kom Here Jesus. Hy sê, ek het die getuienis van Jesus gehoor wat sê, ja, ek kom gou, en toe sê hy, ja, kom Here Jesus. Duidelike beloftes
van Jesus se koms. Ja, vriende, die woord sê, niemand van ons sal die dag of die datum weet wanneer Jesus gaan kom nie, maar elke dag bring ons nader en nader en nader aan die wederkoms van die Here Jesus. Daardie dag wanneer Jesus op die wolke gaan kom om sy bruid te kom haal. Baie kinders van die Here met 'n groot wederkomsverwagting sal dalk fisies sterf voordat Jesus kom op die wolke om sy bruid te kom haal. Maak nie saakie dan dat Jesus se wederkoms reeds vir hulle plaasgevind. Maar wanneer hy sy bruid kom haal, is baie naby en dit gaan gebeur. Ons vind die beloftes in die woord. Ek het vir professor Johan Melan, wat die besuin geskryf het en baie lief was vir die Here Jesus, en nog 'n ander vriend, Andrei Smit van Gobabis, wat baie lief was vir die Here Jesus en uitgesien het na sy wederkoms. Ek het hulle geken. Hulle het baie oor die wederkoms van Jesus gepraat, baie ander. En weet jy wat? Hulle het gesterf intussen. Hulle is reeds by Jesus. En so kan daar ook mense wees wat vanmôre na my boodskap luister, wat gaan sterf, en dan het Jesus vir hulle gekom. Laastens gaan ons baie kortliks die vraag hanteer uit ons geleese skrifgedeelte van vanoggend. Gaan ons die vraag hanteer, hoe moet ons nou aangaan met ons lewe? Terwyl daar so 'n groot wederkomsverwagting was wat nooit plaasgevind het nie. 'n Wegraping verwagting was wat nooit plaasgevind het nie. Nou vriende, ons het almal nodig om te weet, as daar sulke teleurstellings en geestelike terugslag kom, veral by mense wat met 'n baie groot wederkomsverwagting leef, soos ook ek en baie ander. Hulle sukkel na so 'n gebeurtenis om weer geestelik hulle voete te vind. Dis altyd so. Met die vorige voorspellings van die wegraping wat nie plaasgevind het nie, al die voorspellings in die verlede was verkeerd, en daarom moet ons nie waag om 'n datum te voorspel nie. Maar die teleurstelling van die mense wat dit geglo het of gehoop het, is groot. En hoe vind hulle weer hulle voete, geestelike voete? Dis natuurlik die gevaar van datumvoorspellings, want mense kry geestelik seer. Hulle sukkel baie maal om weer geestelik te herstel. Maar kom ons kyk, wat leer ons vanmôre uit ons skriflesing, Judas 1 vers 17 tot 23. Heel eerstens skryf Judas, bou voort op die fondament van jou geloof. Bou voort op daardie fondament wat gelê is in jou lewe. Judas 1 vers 20, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in jul allerheiligste geloof. Hoor hoe mooi stel dit. Julle moet julle opbou in julle allerheiligste geloof. Die waarheid van die evangelie van Christus Jesus, waardeur ons gered geword het, en ek praat met kinders van die Here, deur daardie waarheid wat ons aangeneem het, van Jesus Christus as ons enigste redder, dit het immers die fondasie van ons geloof geword. Want ek het geglo dat Jesus vir my gesterf het aan die kruis, ek het geglo dat hy vir my sondes betaal het aan die kruis, ek het geglo dat hy opgestaan het en opgevaar het na die hemel en dat hy weer sal kom. Daardie fondasie is in my hart, want ek weet dat Christus my siel uit genade gered het. Dis die fondasie van ons geloof, Jesus Christus se verlossingswerk wat hy vir ons gedoen het. Nou as ons ewige geloof op die rots Jesus gebou of gevestig is, dan kan dit mos nie wankel nie. Mense se geloof wankel omdat hulle nie op die regte fondasie het nie. En dis baie belangrik dat ons dit sal verstaan. As jy 'n valse fondasie het, sal jou geloof nie sterk bly nie. Sal jy jou geloof in Christus verloor. Sal jy nie glo dat Jesus weer kom nie. Selfs ons geloof in die belofte van die woord, soos dat Jesus weer sal kom vir sy kinders op die wolke, sal nie
kan wankel nie, my liewe vriende. Ons glo mos onwankelbaar vas daarin dat die woord sê Jesus kom weer. Al is daar valse voorspellings van sy koms en al is daar die teleurstellings groot omdat Jesus nie sy bruid kom haal het nie, of al is daar spotters wat sê waar is die belofte van sy wederkoms, want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Ons geloof moet staande bly in Christus Jesus, want hy het ons siele gered. Die woord is die waarheid. Ons het ons geloof in die woord, ons het ons geloof in Christus gevind deur sy verlossing. Onthou, dis alles toetse vir ons geloof, om te sien of ons geloof eg en opreg is. Hebreërs 11 sê mos, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons kan nie in die ewigheid insien nie. Ons weet nie hoe God alles beplan dat Jesus moet kom sy kinders te kom haal nie, maar ons glo, ons hou vas aan daardie beloftes. Nou vriende, voed jou geloof deur daagliks die woord te lees en te ondersoek. Jy moet dit self doen. Lees die woord elke dag. Ondersoek die woord, want dit is opbouend vir ons geloof en dit voed en versterk ons gees en ons siel. Die woord, daar's niks soos die woord wat my geestelik elke dag voed en versterk nie. Daarom is dit vir my so lekker om die woord voor te berei en dit met ander te deel. Ons moet daagliks met die woord omgaan. Hosea 4 vers 6, daar het God sy hartseer uitgespreek. Hy sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hulle ken nie die woord van God nie. En ook ervaar ek dit, daar's baie mense wat hulle kinders van die Here noem. Hulle ken nie die woord van God nie. Hulle luister na valse leraars en dan glo hulle. En daarom waarsku Jesus om nie valse leraars te volg nie. Matteus 15 vers 14, hoor wat het Jesus gesê? Laat hulle staan, kry klaar met die valse leraars. Hulle is blinde leiers van blindes. En as die blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. Volg manne van God wat jou geloof kan opbou uit die waarheid van God se woord. Volg ware manne van God. Selekteer mooi, laat die Heilige Gees jou lei. Maar die tweede ding wat Judas skryf, hy sê, leer om te bid in die Heilige Gees. Dit is my so kosbaar. Judas 1 vers 20, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in die allerheiligste geloof. En dan sê hy, en in die Heilige Gees bid. Bid in die Heilige Gees. 'n ander vertaling stel dit so, hou aan om te bid, terwyl julle heg verbind bly aan die Heilige Gees. Bly verbind aan die Heilige Gees. Hou vas aan die Heilige Gees. Vertrou op die Heilige Gees. Iemand wat gevul is met die Heilige Gees en wat staat maak op die leiding van die Heilige Gees, leer om te bid in die Heilige Gees. Leer ook om in sy gebed gelei te word deur die Heilige Gees. Gebed is baie belangrik en moet met erns beoefen word. Ons moet soveel as moontlik bid. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. 2 maal staan daar geskryf, volhard in die gebed in Efesiërs 6 vers 18 en Kolossense 4 vers 2. Matteus 25 vers 13 sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Hoe moet ons waak, my liewe vriende? Deur die woord te lees, deur die woord opgebou te word en deur die gebed versterk te word. Versterk te word. Ek praat met die Here deur die Gees. Die derde ding wat Judas sê is, bewaar die band van die liefde met God en ook met jou naaste. In Judas 1 vers 21 staan daar, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewigheid
verwag, of tot die ewige lewe verwag. Nou vriende, dis so belangrik. Dis so belangrik dat ons in liefde met God moet wandel. En dat mense moet sien, daarin sal hulle weet dat julle my disippels is, of daaraan dat julle liefde onder mekaar het. Ons wandel met God, en ander moet dit sien, en vriende, weet jy wat? Dit lei ons tot die ewige lewe. Iemand wat die Heilige Gees van God in hom of haar het, hoor sy stem, ken sy stem, gehoorsaam sy stem, en is vervul met liefde. Is gevul met liefde. My hart is gevul met liefde. My gedagtes is gevul met liefde. By wedergeboorte kom die Here en hy stort sy liefde in ons harte uit, saam met die Heilige Gees. Toe hy die Heilige Gees in ons harte uitgestort het, het hy ook sy liefde in ons harte uitgestort. Liefde vir hom, liefde vir ons broers en susters, liefde vir verlore sondaars. Soos ons met God wandel, groei hierdie liefde vir hom, en groei hierdie liefde vir ons broers en susters, en groei hierdie liefde vir verlore sondaars, want ons ontferm ons en is bekommerd oor verlore sondaars. Ek wil vir u lees 1 Johannes 4 vers 7 en 8 wat sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hoor mooi wat sê, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Gebore deur die wedergeboorte, deur die Heilige Gees wat ons nuut gemaak het. Hy het sy liefde in ons hart uitgestort, en dis 'n teken dat ons God ken. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God is liefde. En nou kom Judas, en hy sê vir ons, daardie liefde wat in julle is, daardie geloof wat in julle is, daardie verhouding met God in die gebed, moet julle nou na buitentoe uitdra. Hy sê, ontferm julle oor die wat twyfel. Ontferm julle oor die mense wie se geloof nie sterk is nie, of wat geen geloof het nie. Judas 1 vers 22, en aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys. Dit beteken, vriende, dat ons wat sterk is in die geloof en sterk staan in die geloof, ons oor ander sal ontferm wat nie glo nie. Hulle glo dalk glad nie in God nie. Hulle glo dalk heeltemal verkeerd. Hulle glo nie in die wederkoms nie. Of wat 'n geloofstryd voer, dat ons oor hulle sal ontferm. Nou, hulle is baie, my vriende, baie meer as die wat sterk staan in die geloof. Ons moet net die sulkes raak sien. Ons moet hulle raak sien. Ons moet ervaar, ons moet sien wanneer iemand 'n geloofstryd het, of as iemand nie glo nie, en ons moet ons geestelik oor hulle ontferm. Dit kom daarop neer, wees 'n sielewenner van Jesus. Gaan praat met daardie mense wat nie glo nie, of wat 'n swak geloof het, of sukkel met wat 'n geloofstryd het. Is jy 'n sielewenner vir Jesus? Sien jy die mense om jou raak wat 'n stryd het, 'n geloofstryd het, wat nie glo nie, wat nie verstaan nie? Is jy 'n sielewenner vir Jesus? Hoeveel siele het jy al na Jesus toe gelei? Maar vyftens kom en hy waarsku die onverskilliges met strengheid. Dis wat die boodskap wat hy vir ons gee. Waarsku die onverskilliges met strengheid. Eers sê hy dat ons moet ontferm oor die mense wat nie die geloof het wat ons het nie. Ontferm jou oor hulle. Maar aan die ander kant sê hy, waarsku die onverskilliges met strengheid. Judas 1 vers 23, maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk. Nou vriende, ek wil vir u sê, dis hoe ek tot bekering gekom het. My buurman, oom Willem, het vir my gereeld gesê, wanneer hy my gesien het, Awie, die Here sien jou lewe. Jy dink, jy kan dit vir my wegsteek, maar jy kan dit vir God wegsteek nie. En hy het my verskeie kere reguit gesê, jy's op pad hel toe. Partykeer moet ons so met mense praat, man, jy's op pad hel toe. Jy dink jy's reg met God.
Hy sê, maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk. Waarsku julle, sê, jou sondige lewe vat jou hel toe. Bekeer jou tot God. En dis presies wat die woord sê. Ons mag nie stil bly nie. Ons moet sondaars en spotters en almal wat roekeloos en onverskillig lewe waarsku. Want ons leef in die laaste dae vlak voor Jesus se koms. Sy koms is naby en min mense is gered. Jesus sê dit self. Daar's baie min wat die smaalweg sal vind. Min mense is gered, min mense is gereed om saam te gaan wanneer Jesus sy kinders kom haal. Dalk ons eie familie en vriende en kinders. Daarom sê die Here deur die pen van Paulus in 2 Timoteus 4 vers 2 tot 4, hy sê, verkondig die woord. Verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig. By elke geleentheid wat jy kry, weerlê die dwaalleraars, bestraf mense met hulle sonde, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, sal hulle vir hulle menigte leraars versamel wat sal preek volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels, tot leuns. Ons leef in daardie tyd. Dis nou die tyd waarna Paulus hier verwys het. Hulle wil nie die waarheid hoor nie. Hulle kom in opstand teen die waarheid, want hulle wil hulle nie bekeer nie. Hulle is vas aan hierdie wêreld, hulle is vas aan hulle sonde, hulle is vas aan die Satan, en hulle wil nie breek met hulle lewe nie. Waarsku hulle. Laastens kom Judas en hy sê, bewaar jou kleed rein en haat die sonde. Dan Psalms is 'n vers wat ek graag aanhaal, wat ek het dit nou nie neergeskryf nie, wat sê, o liefhebbers van God, haat die kwaad. En dis presies wat hy hier sê, hou jou kleed rein. Moet jouself nie bevlek met sonde nie. Haat die sonde, haat die kwaad. Judas 1 vers 23, die B-gedeelte. Eers het hy gesê, maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk. En ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Haat sonde, waarsku mense teen sonde, maar sorg dat jou kleed nie bevlek word met sonde nie. Ons moet vlekkeloos en onberispelik bevind word by die wederkoms van Jesus. 1 Johannes 2 vers 15. En hier praat die Here met kinders van God. Hy sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Het jy nog die wêreld lief? Jy wat sê jy is 'n kind van God. Nou sê vers 16, want alles wat in die wêreld is die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Enige sondige begeerte en drange en die wil om die sonde te doen is uit die wêreld. As jy dit doen, dan het jy nie die liefde van God, die Vader in jou nie. Vers 17 sê, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Die geloof in Christus is tot in ewigheid. God alleen, vriende, stel ons in staat en hy bewaar ons om nie te struikel nie, en hy beskerm ons teen struikeling totdat hy met ons ontmoet. Hy sê dit in hierdie laaste vers en hiermee sluit ek af. Hy sê in Judas 1 vers 24, aan hom nou wat magtig is om julle wat van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek, heilig, vlekkeloos voor God, voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Is jy spotter? Spot jy
oor die eindtyd boodskappe? Het jy ook gespot oor die wederkoms, of vir die wegraping? Spot jy steeds? Pas op, Here waarsku jou, regmaak. En jy kind van God, hoe lyk jou lewe? Waar staan jy met die Here? Die Here het so duidelik met ons gepraat, deur alles wat gebeur het, en hy praat steeds met ons. Dis 'n wekroep, die laaste wekroep van die Here, die laaste siloes wat moet inkom, God se kinders wat geheilig moet word, voordat Jesus kom. Die bruid is nie gereed nie, maar die bruid sal nooit regtig gereed wees, dis die hartseer. Maar jy, wat na hierdie boodskap luister, buig vanmôre voor die Here, bely jou sonde, erken jou sonde, breek daarmee, vra vir die Here vergifnis, gaan maak reg met ander, wat jy beledig het. Dalk is jy iemand vanmôre, wat met vir Dani gaan sê, ek is jammer, vir wie ook al gaan sê, ek is jammer, spreek my vry, mag die Here genade gee, dat ons by sy wil, en voor sy wil, sal buig. Amen, kom ons bid saam. Here, die woord is duidelik, ons kan nie sê ons het nie gehoor nie. Jy het met mense gepraat, skud ons wakker in Suid-Afrika, skud elkeen wakker. Jesus se koms is naby. Is klaar mense wat sê in Oktober gaan Jesus ons kom haal. Dit sal nie ophou nie. My vraag is net, is ons gereed? Wat wil hy vir ons sê? Kan bid u in Jesus se naam. Amen. Vriende, handel volgens God se woord. Mag die Here genade gee, en mag jy 'n geseënde dag hê en 'n wonderlike week. Totsiens.